Jaapie, moenie met jou knoppie speel nie. Ek het nou gou weggekruip, skus. Nou voor ons begin my asseblief net 'n paar oomblikke om u elkeen wat so getrou in die dienste was, die aande wat verby is, wat geluister het daarna, die wat oor die internet luister. Ons is die Here baie dankbaar vir u. Ons hoop en vertrou dat die ewigheid eendag sal getuig wat bereik is en ook dat hierdie reeksie vir u opnuut sal inspireer om te kan lewe tot eer van die Here. Het ek iets verkeerd gesê, my vrou? O, ek het nou gedog, skielik as sy so begin giggel en sy kry so snaak, dan dink ek, ek het iets verkeerd gedoen. Ekskuus my vrou. Dan moet jy mooi versigtig nie, dat ek dink ek het iets verkeerd gedoen. Goed, kom ons maak die Bybel oop by Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8. Vanaf die 24ste versie gaan ek vanaand vir ons voorlees. Kom ons, terwyl die Bybel voor ons oop is, kom ons maak net ons oë toe, ons buig ons harte, dan gee ons hierdie geleentheid in gebed aan die Here af. Here, baie, baie dankie omdat u met ons gewees het die afgelope aande. Baie dankie vir u woord waarna ons die voorreg gehad het om te kon luister. En dankie ook dat ons weet, u is begeerig om die naprediker te wees van u woord, en dan ook is u begeerig om ons te inspireer om te lewe volgens u woord. En terwyl ons nou aan die einde by ons laaste diens is vanaand, wil ons vra ook, terwyl dit 'n belangrike aspek is waarna ons gaan kyk, dat u vir ons sal inspireer en dat ons sal verstaan. En Here, dat ons sal opnuut voorneem en oorgee in gehoorsaamheid aan u, om van vanaand af 'n lewe van, of 'n gebedslewe te leef. Here, seën vir ons asseblief, terwyl ons lees uit die woord uit, seën vir ons, dat u ken die behoefte, dat ons reeds met die lees van die woord sal verstaan, en ook ervaar dat u met ons praat. Baie dankie vir elkeen, Here, ons weet, die wat getrou na die dienste geluister het, en wat hier was, het nie gekom om deur mense gesien te word nie, en daarom weet ons ook, en ons is dankbaar, dat u is self die beloner van ons gehoorsaamheid en ons oorgawe en toegewydheid aan u. Seën ons ook nou vanaand en bereik ook asseblief u goeie doel. Amen. Romeine hoofstuk 8, ek lees vanaf die 24ste versie. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir ons, of vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy
Ekskuus tog. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadiglik skenk nie? Ek gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Nou, liewe broer en suster vriende, soos ons aangedui het, gaan ons vanaand met u praat oor die Heilige Gees en ons gebedslewe. Nou, voordat ons gaan, ons het nou die aande wat verby is, of die dienste wat verby is, het ons goed geleer en verstaan, hoop ek, dat wie die Heilige Gees is, en wat sy sendingdoel is, en ook die begeerte wat hy het. Sy begeerte is God se begeerte, en die begeerte, God se begeerte, wat hy dan in ons harte wil werk, en ons wil inspireer om te lewe tot eer van die Here. Nou vanaand dan oor gebed, en as die Here ons spaar, sal ons weer, en ook by geleenthede in die toekoms, net bietjie uitbou rondom gebed. Maar ek wil net vanaand so bietjie net verduidelik. En ek is seker, jy weet as jy nou gaan kyk na die hoeveelheid boeke wat geskryf is oor gebed. As ek maar net dink hier waar ek nou staan, my boeke is nou nog als in bokse, maar ek wil vir u sê, ek het baie boeke oor gebed. En as ek in 'n biblioteek kom of in 'n boekwinkel kom, dan sien ek nuwe boeke. Daar's ontsettend baie geskryf en kosbare bidders wat dit geskryf het, sodat ons kan leer en 'n lewe van gebed te kan lewe. Nou gebed, en nou wil ek vir u sê, en ek hoop u gaan mooi hoor, gebed is nie bloot 'n teorie nie. Dis nie net 'n teorie nie. Dit kom van die Heilige Gees. Gebed is van die Heilige Gees. Geen metode wat die Heilige Gees buite rekening laat, kan iets versmag nie. Daarom moet die Here die Gees van gebed vryheid in ons besit om ware gebed deur ons te kan laat vloei. So die Heilige Gees werk in ons en die begeerte is in ons om ons te leer en ons te inspireer om te bid. Om te bid. So gebed is van die Here af. Maar nou, gebed is ook een van die aspekte wat die vyand baie op gefokus is om kinders van die Here te ontneem om te bid. Maar hoor nou hierdie volgende stelling wat ek hier neergepen het. Gebed is sekerlik die geestelike aktiwiteit wat met die minste sensasie gepaard gaan. Daarmee saam ook die minste geestelike aktiwiteit, maar is en bly die kragtigste in die geestelike lewe van 'n mens, van 'n kind van die Here. Dit is hoekom ons as kinders van die Here ons so maklik skuldig maak aan die sonde van biddeloosheid. Dis hoekom ons so maklik ons gebedstye verwaarloos en oorslaan. Want ons word gebombardeer met die tydelike en dan ook baie sterk onder die inspirasie van die duiwel, want hy weet baie goed die krag wat daar vir ons is in gebed. Gebed is soos asemhaling vir 'n kind van die Here. Gebed is die naaldstring tussen my en God. En nou weet jy mos, as daar 'n probleem of 'n blokkade inkom by 'n naaldstring, dan is daar probleme.
probleme. Daarom is dit vir ons belangrik as ons praat oor gebed, dat ons juis opnuut ons oorgawe sal maak aan die Heilige Gees en hom toelaat, want hy is gestuur deur God om ons te leer en te bekragtig en te inspireer om te bid. Gebed is 'n wapen, En die duiwel weet dit. Hy besef baie goed dat gebed 'n sterk wapen is, wat sy bose planne kan neervel en sy bose planne kan ontwrig en kan verhinder. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, sê Efesiërs 6, vers 18 en 19. So u kan maar weet, as ons oorgee aan die Here, as ons op ons knieë gaan, as ons 'n toegewyde lewe leef van gebed, as ons 'n gebedslewe lewe, en ons gaan op ons knieë, dan sidder die duiwel. Kom ek druk dit so uit. Is hy veronderstel om te sidder? Want 'n kind van die Here wat geïnspireer is deur die Heilige Gees en wat bid om God se wil te soek, nie net vir homself nie, maar ook vir die tyd waarin ons lewe. Een van die skrywers, die gebedskrywers sê, Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees. He trembles. So ongeag hoe jy nou na jouself kyk, as jy op jou knieë gaan om te bid, dan sidder die duiwel. Dan sidder hy. Nou ek wil ook net, terwyl ons nou praat oor gebed, net so bietjie prakties vir u nou wys en laat fokus op 'n paar aspekte, hoe dat hy werk en ons ontmoedig. Male sonder tal het ek in my bediening, in my geestelike lewe, en ek het dit self ook al ervaar, dat as jy met mense praat oor gebed, dan sê hulle, dominee, jy weet, as ek in my kamer gaan, of in my binnekamer gaan, of waar ek gaan om te bid, dan voel dit vir my, ek bid teen die plafon vas. Ek bid teen die plafon vas. Nou, daar's net twee dinge, wat kan veroorsaak, dat dit vir my voel, asof ek teen die plafon vasbid. Een is sonde. As ek sonde in my lewe het, en ek praat, en ek gaan op my knieë om te bid, dan sonde bring skeiding, sê die Bybel. Daarom, as ek seker is, dat as niks tussen my en die Here nie, ek is in my geestelike lewe, waar hy my wil hê, en ek gaan op my knieë, en dit voel vir my, let op, voel vir my, ek bid teen die plafon vas, let mooi op. Ons is fisiese mense. Ons is fisies. Hy lewe en beweeg rond in die geestelike sfeer. Geestelike sfeer. Hy's nie alomteenwoordig nie. Hy's nie almagtig nie. Hy's nie alwetend nie, maar hy slinks. Hy slinks. En daarom as 'n kind van die Here op sy knieë gaan om te bid, dan trek hy in die geestelike sfeer so kolom. Hy kom en hy maak jou voel. Hy maak jou voel asof jy nie kan bid nie. En die grootste fout wat baie van ons maak, en ons gaan nou kyk vanaand hierna oor die Heilige Gees se werk daaraan, die grootste fout wat nou gemaak word deur 'n kind van die Here is om dan op te staan en te sê, ek sal maar later terugkom. Ek sal maar later terugkom. Ek weet iets van u wat sekerlik ondervinding het, maar as jy dit doen, jy gaan nie weer terug nie. Ek sê baie keer, toe ek nagedoseer het ook oor gebed, het ek gesê, jy weet, as jy nou wonder, wat het jy vergeet om te doen in die dag? Gaan in jou binnekamer en gaan bid. Dis die gouste wat jy onthou, het ek die stoof afgesit, het ek dit gedoen, het ek dat gedoen, dis die gouste. En weet jy nou, wat jy nou maak is, sodra jy ophou bid en uitgaan om te gaan kyk, jy gaan nie weer terugkom nie. Jy gaan nie. Daarom 'n praktiese voorstel.
As jy in jou binnekamer gaan om te bid, vat 'n papiertjie en 'n boekie, 'n pennie saam. En as hy jou herinner aan iets wat jy moet aandink of moet doen, skryf dit neer, los dit daar en gaan aan. Moenie uit jou binnekamer weggaan nie. Hy is 'n leienaar en hy sal jou verhinder om te bid. 2 Korintiërs 10 vers 3 en 4. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Gebed is 'n krag. Gebed werp vestings neer. En ek wil weer vir u sê, dit is hoekom hy ons so maklik beroof, belieg, besteel van die wonderlike voorreg om met God te kan praat. Gebed is 'n krag. Gebed is 'n gawe, is 'n geskenk wat God aan ons gee. Daarom is hy gewillig ook om ons te help in gebed. Daar is 'n praktiese waarde. Gebed is prakties, baie prakties. Hoor wat sê Matteus 21 vers 22, en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Nou ek is seker, u weet mos nou al, wat is die basis van geloof? As ek die woord glo, en ek bære die woord in my hart, en ek is gefokus op die woord, dan sê die woord, as ek alles wat ek vra in gebed, en ek glo, dat dit is wat ek nodig het, sal ek dit verkry. Nou, u moet nie 'n fout maak ook. Weereens, is een van daai slinkse planne van die duiwel, om by ons te kom. Ag, hoor ek dit nie, het ek dit nie gehoor. Dat daar selfs mense, kinders van die Here is wat sê, ons bid dat die Here ons die lotto syfer sal gee. Dit sal nooit gebeur nie. Ag, daar bestaan nie so iets, dat ons die Here kan vra. Dan sê hulle, maar jy enigiets, die Bybel sê enigiets. Asseblief, ons moenie die Here versoek nie. Ons moenie dit doen nie. So as ons bid, moet ons bid wat ons weet wat binne God se wil vir ons lewens is. Lukas 10 vers 19, onthou ek sê nou, gebed is 'n gawe en 'n geskenk, en dis die wonderlike gawe, dis die wonderlike voorreg wat ons in gebed het. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade aandoen nie. Dis die belofte wat ons as kinders van die Here het. Dat hy gee ons krag om te bid, en gebed is 'n krag. Gebed vel vestings neer. Gebed is ook 'n sleutel, wat die deur oopsluit van God se seëninge, die stoorplek van God se seëninge. Daarom kan ons vra, want die bron van die Here, die stoorkamer, die stoorplek van seëninge, kan nie uitgeput word nie. Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Matteus 16 vers 19, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook al op die aarde mag ontbind, sal in die hele hemel ontbonde wees. Jeremia 33 vers 3, roep my aan en ek sal jou antwoord. God is nie 'n mens wat sal lieg nie. Die woord getuig van hom en sê, hy stel ons bekend aan ons as iemand wat nie iets sal beloof en dit nie sal waarmaak nie. Waar lê die fout by God? Nee, hier. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.
Gebed is 'n sleutel. Maar nou, liewe kind van die Here, ons het ons nou gehoor in die aande wat verby is, ons het 'n verantwoordelikheid. En dit is om te wees op die plek in my geestelike lewe waar hy wil hê ek moet wees. Ek moet sy gebooie bewaar. Sy wil en sy begeerte, sy woord moet ek bewaar. 1 Johannes 3:22. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Nie voor mense nie, voor hom. Daarom is dit vir ons belangrik dat ons die woord van die Here sal bestudeer, die woord van die Here in ons harte sal bære. Maar wat ook 'n wonderlike voorwaarde is van gebed, is om te vra volgens sy wil. Nou as ek lewe elke dag soos wat sy woord vir my sê, en ek lewe so, dan sê 1 Johannes 5 vers 14, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Die Heilige Gees gee krag, hy gee leiding en hy help ons om te kan bid. Johannes 14 vers 16 en 17. En ek sal die Vader bid, hoor mooi, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. My liewe broer en suster, ek wil vanaand vir u sê, daar's geen rede, en ek gaan oor my rug ook, daar's geen rede waarom ons nie God op sy woord kan vat. Geen rede waarom ons nie 'n aktiewe, vrugbare, effektiewe, gesonde gebedslewe kan leef nie. Geen rede nie. Judas 1 vers 20, maar julle geliefdes moet julle self opbou, julle moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Dis ons voorwaarde, of dis die voorwaarde van die skrif vir ons. Efesiërs 6 vers 18. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Jy weet, dis 'n groot voorreg. Is 'n groot voorreg om vir mekaar te kan bid. 'n groot voorreg om te kan hoor wat is mekaar se behoefte en die Here dan te vra en ons bid daarvoor. 'n Baie groot voorreg. So laat ons ook daarin lewe en dit beoefen. Romeine 8 vers 26 en 27 lees ek, en ek gaan nou dit weer hier quoteer. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Wie beter as hy? Ek wil vanaand vir u sê, u ken hierdie gesegde, sê hierdie een van, soos die palm van my hand, ek ken dit soos die palm van my hand, dit maak my sin, weet jy, ons ken nie eens ons eie palms nie, dis 'n ding wat ons sê, wat nie is waar is nie. Baie van ons ken ons nie, ons wil onsself nie leer ken nie, maar nou sê die Bybel, die Gees sal ons swakhede te hulp kom, wat dit ook al mag wees. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek en weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Dis gebed. Nou die werk van die Heilige Gees in gebed. Ek het 'n hele paar nou al hier genoem, skrif gekwoteer, maar ek gaan verder. Die Heilige Gees is vir ons 'n hulp in ons gebed. Dit het ons gelees, maar ek lees dit weer.
Romeine 8:26, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. So eintlik is dit 'n wonderlike ervaring as jy in jou binnekamer gaan en jy voel jy swak en jy voel wat ons verskonings ook al mag wees. Dis dan wanneer die Heilige Gees daar is om ons op te rig en ons te help. Want ons weet nie reg wat om te bid nie. Daarom kan ons baie keer net so voor die Here sit en Here. En hy verstaan. En hy weet. Wat help het ons het hierdie pragtige, mooi geformuleerde gebede en woorde sonder hart. Die Heilige Gees help ons en hy leer ons om te bid. En weet jy wat? Meer nog. Hy tree vir ons in. Ons het gelees dat die Here Jesus is opgeneem in die hemel aan die regterhand van God, waar hy vir ons bid, waar hy vir ons intree, die Heilige Gees ook. Die Heilige Gees tree vir ons in, hy bid vir ons. Die tweede, die Heilige Gees het ek nou weer eens, jy kan nie hiervan aan weg beweeg nie, hy tree vir ons in wat ons swakhede betref, Weer eens vers 26, gaan lees hom. Dis die Heilige Gees. Daar's geen rede waarom ek en u nie kan 'n gebedslewe leef nie. Geen rede nie. Want die Heilige Gees se taak, se roeping, se begeerte is om ons te help. Nie in ons sterkpunte nie, in ons swakpunte. Ons kan hom dus vertrou met ons hele hart. Vers 7 in Romeine 8:27, die Heilige Gees wys ons die begeerte van ons harte. Hy wys ons. Want baie keer dan bid ons dinge wat nie die wil van die Here is, wat ons nie nodig het. Ons bid dit maar net. Maar hy leer ons, hy sê, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Hy weet. Ek mag dink, ek is so wonderlik. Ek mag dink, ek het geen behoefte. Dit maak nou nie saak wat nie, maar die Heilige Gees ken my. En hy sal my leer. En hy sal die begeerte van die Vader, Heilige Gees gewerkte begeertes, sal hy in my hart openbaar. En hy tree van my in, dat ek 'n dader van die woord sal word. Die volgende, die Heilige Gees versterk ons geloof. Met ander woorde, hy bou ons geloof. Dis die Heilige Gees. Hy bou dit. 1 Korintiërs 12, ek lees vir u van vers 7. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en 'n ander 'n woord van kennis, vanweë dieselfde Gees, en 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Hy sal ons leer. Hy sal ons versterk. En hy sal ons geloof bou, sodat ons 'n vrugbare geestelike lewe kan leef. Ek het hierna ook al verwys. Die Heilige Gees gee krag. Hy gee krag. Efesiërs 6 vers 18. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Hy gee krag. Daar is geen rede
Daar's geen rede. Ek en u het na dese geen verskoning meer oor waarom ons nie 'n gesonde gebedsverhouding met die Here en die Heilige Gees en God kan hê nie. Geen verskoning nie. Want die Heilige Gees leer, die Heilige Gees openbaar, die Heilige Gees gee krag, die Heilige Gees werk geloof. Ons het geen verskoning meer nie. Die laaste, die Heilige Gees inspireer ons om te bid. Efesiërs 5:18 tot 20. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Hoor mooi. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in jul harte tot eer van die Here, terwyl julle God en die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus. Dis die Heilige Gees wat ons inspireer om te bid. En ek wil nou weer eens dit herhaal. Ons het na dese geen verskoning meer oor waarom ons nie kan bid, in besonder in ons binnekamers, waar ons by mekaar kom as gemeente, om te bid vir die werking van die Here, om te bid vir die herstel van kinders van die Here, wat teruggeval het en in sonde geval het en moeg en moedeloos geword het, om te bid vir die Here, vir die siele wat gered moet word, om te bid by die Here vir die uitbreiding, want die Here sê, daagliks word by die gemeente gevoeg die wat gered word. Here, ons bid vir redding van siele, wat bygevoeg kan word. Bid. Hy versterk ons, hy inspireer ons, en dit is sy begeerte, dat ons van sy hulp en sy ondersteuning gebruik sal maak in ons gebedslewens. Onthou nou, gebed is die naalstring tussen my en God. So nodig as wat my liggaam asemhaling nodig het, asemhaling nodig het, so nodig het my geestelike lewe gebed. Dis nou 'n uitdaging aan my en u adres gerig, om van vanaand af die Here te vertrou, dader te word van sy woord, en hom toe te laat, om in my en deur my te werk, sodat ek 'n bidder kan word, 'n bidder kan wees, in die saak van die Here. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ek gaan afsluit vir ons in gebed, maar voordat ek dit doen, wil ek tog net geleentheid gee vanaand vir stil gebed. Miskien het die Here, ja, ek weet, die Here het gepraat en ons het sy woord gehoor. Kom ons praat met hom. U weet wat hy wil hê, u moet nou sê. Praat nou met die Here. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed, dan sluit ek vir ons af. Here, baie dankie. U het nou elke stem gehoor, elke geroep, elke versigtiging. En werk nou asseblief vir ons in ons harte, dat ons die woord waarna ons geluister het, en besonder wat gebed betref, dat ons, as ons in die toekoms, as U ons mag spaar, sou terugkyk, dat ons met dankbaarheid sal kan getuig, dat ons lewe, 'n lewe gewerk deur die Heilige Gees in ons gebede. Dankie Heilige Gees vir U begeerte om dit te doen. Wees die naprediker van die woord en inspireer ons om die woord aan te neem en daders daarvan te word. Amen.
Kom ons sluit af, staande, dan sing ons daai lied saam soos op die bord. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teere opsekende gemeenskap van die Heilige Gees wat ons wil leer, wat ons wil bekragtig, ondersteun om te bid, wees en bly met u elkeen. Amen.